En hulle praat oor die belangrikheid van wiskunde. Nou, die mense wat nou al in hierdie stoel gesit het, as jy nou vir hulle vra, of het nou medies is, en of het nou sterrekunde is, en of het nou rekenaars is, wat is nodig om dit te gaan studeer? En as die eerste ding wat almal vir jou gaan sê, wiskunde en, hulle begin, wiskunde en dan 'n paar ander goedes, maar wiskunde is altyd daar. So die groot een is een wat meeste mense nie dalk van hou nie, en dit is wiskunde, want rekenaarwetenskap was 'n skool van wiskunde en toe breek dit af in sy eie dinge. Okay, hulle het definitief wiskunde nodig, hoofstroom wiskunde en skynart nodig. Die res is nie eintlik so belangrik nie. En tweedens moet jy seker maak jy los nie vakke wat deure toemaak vir jou. En ek meen daai vakke is wiskunde en wetenskap. Maar dis nie net as jy BSc wil gaan studeer nie. Wiskunde is 'n denkwyse. Dit leer vir jou probleem oplos. Die feit dat jy met wiskunde besig is, die wiskunde self is nie wat jy gaan gebruik nie. Dit is soos as jy in 'n gym gaan oefen met gewigte. Het jy al ooit 'n rugbyspeler op die veld gesien rondhardloop met gewigte? Maar nee, hy dra nie gewigte op die veld nie. Hy gebruik dit in die gym om hom sterk te maak, maar daai gewigte help hom om rugby te speel. Die wiskunde help jou in 'n klomp ander tipe van beroepe. Weet jy van wetenskap? Dis atome wat skud en draai. Weet jy van wetenskap? Van sterre tot jou slim voorstel. Weet jy van wetenskap? Van selle tot die wolke boe. Weet jy van wetenskap? Let's go! Welkom terug by Weet jy van wetenskap? Ek is julle aanbieder Anien en welkom natuurlik aan my dames, here en Haridas. Mense vra my nie soveel oor die Haridas nie, maar hulle is maar nou 'n ding wat bygekom het. Vandag soos altyd, maar ek dink ek gaan vandag 'n bietjie 'n ander woord gebruik. Ek kom agter die laaste tyd ek sê het ek 'n spesiale gas. So ek gaan vandag sê ek het 'n uitnemende gas, net om 'n bietjie 'n verandering in te bring. Oom Hercules Dreyer. Nou oom sal oom homself gou voorstel aan die mense. Anien, ja, ek het my loopbaan begin as 'n wiskunde en skynart onderwyser by Figart Park, toe Figart Park ook net begin het. Daar was nog eers matrieks gewees toe ek daar begin het nie. En ek het maar 'n draai geloop deur die onderwys, was by die onderwysdepartement en toe is ek Gauteng toe, Pretoria toe vir so 16 jaar waar ek in die privaat sektor was. En toe het ek teruggekom Bloemfontein toe, want Bloemfontein is maar in die mense bloed. En ek het by die universiteit gewerk waar ons projekte gehad het wat ons onderwysers opgehef het en gehelp het. En toe het ek so semi afgetree en nou gee ek ekstra wiskunde en skynart klasse. Meeste van dit aanlyn vir verskillende wiskundes, die Cambridge groepe en American syllabus en so aan. En dan het ek ook 'n klompie kinders uit die gewone, soos wat ons noem, CAP skole wat in die middag na my toe kom vir ekstra klasse. Yes, nee, dis verskriklik fascinerend en ek dink die mense wat kyk, se eerste vraag is nou, yes, hulle sukkel om vir hulle kinders wiskunde te verduidelik, want hulle verstaan dit self nie. Hoe is maniere hoe ouers hulle kinders kan help as hulle kinders sukkel met wiskunde? Ja, baie ouers vra vir my dit en die ding is van wiskunde is dat mens op 'n vroeë stadium vir kinders 'n getalbegrip moet gee. Hulle moet verstaan hoe getalle werk. Ons leer kinders tel en hulle het al hierdie goedjies waarmee hulle werk, maar mens kan op baie subtiele maniere goeders wat later vir hulle eintlik bekend staan as moeilike goed verduidelik. As jy vir jou kind 'n snytjie brood vat en jy sny hom deur, dan kan jy vir hom sê, kyk nou, ek het hom nou gesny in 2 helftes. Elkeen sê, kom ons sny hom weer. Nou maak ons kwarte. Hierdie is kwarte en verduidelik van sulke goed. Maar nie net waar jy 'n hele ding deel nie. Breuke is so belangrik. As jy byvoorbeeld vir 'n kind smarties gee om te deel. Jy weet, ek sê altyd, ons leer in die skool kinders tel en dan leer ons hulle optel en dan leer ons hulle aftrek, dan leer ons hulle maal en heel laaste leer ons hulle deel. En eintlik kon hulle gedeel het voordat hulle skool toe gekom het, want jy gee vir die maatjies 'n klompie smarties en sê deel met jou maatjies en as hulle nou regverdig is, dan deel hulle dit gelyk op. So as daar nou 2 maatjies is en daar's 20 smarties, dan kry elkeen 10.
En dan kan jy vir die kinders verduidelik, maar dit is die helfte van 20, 10 is die helfte van 20. En so vestig daar binne in hulle brein hierdie hele konsep van hoe hierdie dinge werk. 'n ander voorbeeld is soos persentasies. Hulle doen op 'n stadium in die laerskool begin hulle persentasies uitwerk. Persentasies is so 'n interessante ding. Hulle dink dit is die moeilike ding. Ek sê altyd vir die kinders, kom ons gaan kyk wat is dit. Hoeveel sent is daar in 'n rand? As 100 sent in 'n rand. Hoeveel sentimeter in 'n meter? Daar's 100 sentimeter in 'n meter. Elke keer sent. Hoeveel jare in 'n century? 100 jaar. So per sent beteken maar net per 100. So ons druk enige ding uit as dit per sent is as 100, maar daar kom kinders by my en as ek vir hulle sê daar's 3/4, hoeveel persent is 'n 3/4? Dan kan hulle nie insien dat daai 3/4 is 75 van 100 of 'n kwart is 25 van 100. Want dit maak dit nou weer maklik as jy met desimale skryf. As jy nou onthou het van dit, dan weet hy 3/4 is 0,75. Sulke goeters raak intuïtief vir die kind as hy daaraan blootgestel word. Nou weet ek alle ouers kan dit nou nie doen nie, maar daar's klomp speletjies wat jy kan speel met die kinders en sulke dinge wat mense kan doen om hulle te help met die getalbegrip. Breuke, weet jy, deel en breuke, dit is so interessant en ons met die onderwysers baie keer gesien. As ek vir jou sê, kom ons vat 15 gedeel deur 5, dan sê jy eintlik hoeveel 5e is daar in 15? Jy vat 15 en jy deel hom deur 5, hoeveel 5e gaan in 15 inpas? Maar as ek vir baie kinders vra, wat is 15 gedeel deur 'n half? Dan weet jy, dan onthou jy, wag, daar was mos 'n manier wat ons moes skryf. Die onderwysers in Engels leer hulle die kinders, as jy met 'n breek deel, dan sê hulle tip and times. Jy maak hom 'n times en jy draai hom om. Of hulle sê keep it, change it, flip it vir die breek. As jy dit van deel na maal toe maak, as 'n onderwyser daar dan skool dan by my, die onderwyser leer die kinders, hy sê jy moet flip en maal. Jy moet hom flip en maal, né? En dan sê ek altyd vir die kinders, onthou jy moet flip en maal as jy moet weet. Maar dink 'n bietjie mooi daaraan. As ek vir jou sou sê, hoeveel halwes is daar in 15? Dan sê antwoord maklik, dis 30. Want dit gaan dubbel soveel halwes wees as wat daar heeles is. So 15 gedeel deur 'n half is eintlik net 30. En as jy nou flip en maal gaan jy dit kry, maar nou weet jy hoekom jy flip en maal. So sulke dingetjies is goed om met die kinders te doen. En dan die laaste ding is tafels. O, jene, ek kan moedeloos raak oor die kinders wat nie hulle tafels ken nie. Kinders dink hulle ken hulle tafels. As ek vir hulle sê, wat is 4 x 6? En hulle sê dis 24. Dis nie ken jou tafels nie, dis ken die rympie. Hoekom moet jy jou tafels ken? En ek is besig om so notatjies te maak daarso. As jy byvoorbeeld met breuke werk en jy moet die grootste gemeene deler kry, of jy moet KGV's kry, dan kan jy nie vir elke getalletjie wat jou brein gaan soek, waar hierdie goed nou kan inpas, eers die rympie gaan sê vir elke getal nie. Jou brein moet kan raak sien. O, 48 kan deur 6 en 8 gedeel word, maar 48 kan ook deur 12 en 4 gedeel word. Jy moet dit ken om dit te kan doen. En as ek nou vir ouers een ding kan sê, is, gaan na ChatGPT toe of Gemini en sê vir Gemini, geef my 'n paar tafels, toetse, en laat jou kinders elke week 'n tafelstoets skryf, totdat hulle die tafels op die punte van hulle vingers ken. As jy faktoriseer, jy het nou wiskunde op skool, as jy by graad 10, 11, 12, moet jy vreeslik baie faktorisering doen. Die kinders sukkel daarmee, nie omdat hulle nie faktorisering kan doen nie, maar omdat hulle nie tafels ken nie. En dit maak my tande pikswart. Ek sê altyd, gaan leer jou tafels, dan kom jy terug na my toe. En ek raai op baie seker deesdae lei met die sakrekenaars wat ook tot almal se beskikking Nou is. sê almal, ja, ek kan net so my sakrekenaar gebruik. En daar's maniere hoe jy self jou sakrekenaar kan gebruik om te help met faktorisering en dinge. Maar daar's sekere goed wat jy dadelik moet kan sien. As ons met Pythagoras werk en jy werk met die verskillende sye en die vierkante, as jy nie daai goed dadelik herken nie, dan besef jy nie in watter rigting moet ek dink met hierdie ding nie. So dis vreeslik belangrik. Leer tafels, dis die eerste ding wat hulle moet doen. En gaan weer oomblik terug na getalbegrip toe. Het ouma agterkom wat se kinders half goed is daarmee en wat se kinders nog afgeskeep is en hoe 'n mens sien dat dit so belangrik is? 'n Mens kan dadelik agterkom as 'n kind in sy huis baie speletjies moes speel en sulke goeters. As jy agterkom 'n kind ken sy 3x tafel bitterlik goed, is dit hoogs waarskynlik dat hulle darts gespeel het, want daar's mos nou dubbels en trips wat jy moet kan doen. Hulle ken al daai trips tot by 20 uit hulle koppe uit. Daar's deesdae
Bordspeletjies wat jy met meer as een daai speel en die goed gaan nie meer deesdae net tot by 6 nie. Hulle gaan tot by 12 en hulle gaan tot by 24 en kinders wat gereeld met daai goeders werk, hulle is oor die algemeen makliker. En ouers wat baie met kinders sulke dinge doen ook. Daai kinders kan jy agterkom. Hulle hanteer dit makliker. Jy hoef hulle net die wiskunde te leer, nie daai deel ook nie. Yes, en ek dink ook ongelukkig die negatiewe houding van die ouers gaan baie keer af op die kinders. Daai is 'n verskriklike groot ding. Nie net die ouers nie, selfs onderwysers ook. Daai hele ding van dis 'n moeilike vak. Die arme kinders gaan nou wiskunde moet doen of die moeilike wiskunde huiswerk of jong sterkte met die wiskunde. Van kleins af word dit uitgebeeld asof dit moeilik is. En ek het daarso in my studio het ek 'n plakkaat wat kinders vir my gemaak het waar daar staan: dis eintlik maklik. Want as jy dit net eers verstaan, is dit maklik. Ek sê altyd vir my Engelse kinders, it becomes boringly easy, want nou moet jy 'n klomp oefeninge doen en eintlik ken jy dit nou al, want skielik as jy hom gesnap het, dan raak dit baie maklik. Maar om dit te snap is die belangrike ding. En die enigste manier hoe jy dit regtig snap is as jy bou op kennis wat daar reeds bestaan. Jy kan nie 'n Lego uit die lug uit begin bou nie. Jy moet iewers op 'n fondasie begin. En dis die voorreg wat ek het deur meestal 1-tot-1 met kinders te werk, is ek kan teruggaan en vra en agterkom maar waar die fout gekom? Hoekom verstaan die kind iets spesifieks nie? En teruggaan tot by 'n punt waar daar verstaan is, waar dit eintlik maklik is. En dan van daar af begin bou. En ongelukkig ons skole het nie die tyd daarvoor nie. Die onderwysers het te veel kinders in die klas en jy kan regtig nie vir elke kind gaan en teruggaan 2 of 3 jaar tot by die kennisvlak waar daar wel fondasie is en van daar af begin bou nie. En dis die hartseer saak wat ons het van die onderwys. Ja. En om dit nou weer in konteks alles te sit, ek dink almal sê al die kinders op skool, as ek nou proef en goeters ook of aflaas, sê hulle altyd, maar hoekom doen ons wat ons doen? Hoe gaan dit ons baat in die lewe? So wat is die belangrikheid van wiskunde? Ja, ek het 'n klomp YouTubers wat ek kyk en dan van die goed wat hulle baie keer oor praat, wat dis nou wiskunde mense, meestal en wetenskapmense. En hulle praat oor die belangrikheid van wiskunde. Nou die mense wat nou al in hierdie stoel gesit het, as jy nou vir hulle vra of dit nou medies is en of dit nou sterrekunde is en of dit nou rekenaars is, wat is nodig om dit te gaan studeer? En as die eerste ding wat almal vir jou gaan sê, wiskunde en, hulle begin, wiskunde en dan 'n paar ander goeders, maar wiskunde is altyd daar. Maar dis nie net as jy BSc wil gaan studeer nie. Wiskunde is 'n denkwyse. Dit leer vir jou probleem oplos. Die feit dat jy met wiskunde besig is, die wiskunde self is nie wat jy gaan gebruik nie. Dit is soos as jy in 'n gym gaan oefen met gewigte. Het jy al ooit 'n rugbyspeler op die veld gesien rondhardloop met gewigte? Maar nee, hy dra nie gewigte op die veld nie. Hy gebruik dit in die gym om hom sterk te maak, maar daai gewigte help hom om rugby te speel. Die wiskunde help jou in 'n klomp ander tipe van beroepe om beter besluite te neem, om logies te dink. Dit gee vir jou deursettingsvermoë. Een van die voorbeelde wat die een YouTuber noem wat baie interessant was in die Tweede Wêreldoorlog het die Amerikaners besef klomp van hulle vliegtuie word afgeskiet. En toe wil hulle ondersoek opstel om te sê maar hulle wil versterking in die vliegtuig insit hier waar die ouens hulle skiet om hulle te beskerm. En hulle gaan kyk toe die vliegtuie wat terugkom, waar's die meeste koelgate? En want hulle kan nie die hele vliegtuig versterk en dan word hy te swaar. As hy te swaar is, gaan hy nie kan vlieg nie. So hulle kyk waar's die meeste koelgate en hulle wil toe nou daai deel versterk, maar hulle verwys dit toe na 'n wiskundige toe. Om vir hom te vra maar wat is die goedkoopste, die beste manier wat ons hierdie kan doen? Toe sê hy vir julle kyk na die verkeerde ding. Die vliegtuie wat teruggekom het, is nie afgeskiet nie. Daai koelgate het niks aan die vliegtuig gedoen nie, hy kon dit maak tot hier. Die vliegtuie wat jy wil beskerm is daai wat afgeskiet is. Moenie beskerm waar die klomp koelgate is nie. Gaan kyk waar is die vliegtuie geskiet wat geval is en hulle kom toe agter maar hulle is deur die engines geskiet.
versterk die engine. En dit is daai denkproses wat anders is, wat meer logies is, wat wiskunde jou mee help. Ek dink ook wiskunde maak dele van 'n mens se brein oop wat baie ander goeters nie reg kry nie. Ja. Ek onthou selfs op skool, baie keer dan as 'n mens wiskunde doen, dan begin 'n mens goeters uitwerk wat 'n mens nie noodwendig kon uitwerk as 'n mens nie wiskunde. Maar 'n mens kry 'n gevoel vir wiskunde in 'n klomp dinge in die lewe as jy nou begin oplet na dit. Hulle het nou die Artemis 2 vuurpyl is nou gestuur om die maan te gaan draai. En baie van die prentjies wat hulle teken, wat op die televisie was nou in daai tyd toe hulle hom nou gestuur het hulle aarde gewys en dan wys hulle hoe styg die vuurpyl op en hy gaan 2 keer om die aarde, gaan hy so soort van 'n slingervel gevoel kry en dan skiet die aarde se aantrekkingskrag hom nou om. En dan gaan hy na die maan toe, nou teken hulle die animasie so, dan gaan hy nou om die maan gaan, en hulle gaan die verste wees wat enige mens nog van die aarde af was, en hulle kom dan terug so om, sê hulle vir ons, en dan kom hy nou terug aarde toe. En toe sien ek 'n ander animasie, waar hulle wys hoe dit reg is. Hier kom die maan aan, hulle mik soontoe. Hulle moet daai wiskunde so presies uitwerk, want dit vat 6 dae om tot by die maan te kom. Maar hulle kan nie reguit maan toe stuur nie, want as hulle na 6 dae daar kom, het die maan al 6 dae aangeskuif. Kan jy dink wat se komplekse wiskunde moes hulle uitwerk om daai ding te doen? En dis massiewe afstande. Jy weet, ons besef nie hoe groot getalle is nie. Ons praat so maklik van goed. Hulle sal praat van 'n budget. Dan sal hulle sê hierdie provinsie het 4 miljoen rand begroot vir dit en 2 in Engels billion, wat eintlik miljard in ons in Afrikaans is, né? 2 billion rands for this. En ons mense besef nie eers hoe ver is 4 miljoen en 2 miljard uitmekaar uit nie. Maar gaan ek gou vir jou wys hoe ver hulle uitmekaar uit is. As jy 1 miljoen sekondes vat, met ander woorde, jy tel nou tot by 1 miljoen. Elke sekonde tel jy een getal. Jy al ooit gedink, hoe lank gaan jy tel tot by 1 miljoen? seker 'n miljoen sekondes. 1 miljoen sekondes, maar hoeveel gaan dit ure wees? Gaan dit dae wees? Dis 11 en 'n half dae. Almekaar, 24 uur. Ja. 11 en 'n half dae se sekondes is 1 miljoen. Okay? Nou wat's 'n miljard of 'n billion soos hulle in Engels sê? Hoeveel dae sal dit dan wees? Amper 32 jaar. Amper 32 jaar. Kan jy sien hoe ver is 1 miljoen van 1 miljard af? En ons praat van budgets sommer net so, Ja. daar's soveel miljard rand vir dit en dit. En ons besef nie, maar dit is duisende miljoene waarvan ons praat nie. As ons gaan kyk na molekules, ek het nou hier agter 'n chemieboek gesien. Jy weet van 'n mol is mos nou Avogadro se getal. Nou, hier is ons nou water. As ek nou hierso 3 teelepeltjies water en nog so 'n paar druppels vat. 18 milliliter water is 1 mol watermolekules. Nou watermolekule is mos nou suurstof en 2 waterstowwe, dit lyk soos Mickey Mouse. Daar is 1 mol watermolekule in 3 teelepeltjies en 'n paar 18 milliliter water. As daar 1 mol watermolekules. Okay, dit weet ons leer dit. Ja. Maar hoeveel is 'n mol? Nou ek het bietjie gaan uitwerk. As jy 'n mol papier vat en jy pak dit op mekaar. So dis dieselfde aantal papier as wat daar in 3 teelepeltjies water molekules is. As jy daai 3 mol papier op mekaar, 1 mol papier op mekaar gaan pak. Dan raad ek altyd die kinders raai, hoe hoog dink hulle sal ons gaan? Sal ons hoor as Mount Everest gaan? Dan sê ek ja. Tot by die maan? Ja. Tot by die son? Ja. Nie net tot by die son nie. 400 miljoen keer tot by die son. Ja. Ja, daar gaan ons breins, né? Toe Tannie Marie RW met jou gepraat het oor die heelal, hoe groot dit is. Ons breins kan dit net nie hanteer nie. En dit maak dit so wonderlik om die getalle en die goed te werk. En dis regtig goed waarmee ons werk, né? As jy net meer as 1 liter water vat en jy pak die molekules in 'n ry soos albaster so agter mekaar.
1040 milliliter water se molekules sal 'n ligjaar wees. Dis so klein en dis so groot dat ons dit net nie kan verstaan nie. En dan ons het 'n bietjie van 'n probleem hier in Suid-Afrika. Ek dink hulle het nou ook die slaagsyfer vir wiskunde is nou minder. Is dit nou 30% as ek reg onthou? Ja, daar's 'n bietjie misverstand rondom die slaagsyfer, want as jy 30% vir al jou vakke kry, kan jy nie matriek deurkom nie. So mens kan nie matriek slaag met 30% nie. Maar jy moet vir sekere vakke meer hê en dan kan jy van jou vakke kan jy 30% hê. Maar dit is nie ons groot probleem is dat ons nie meer genoeg wiskunde onderwysers kry wat 'n passie vir wiskunde het nie. Ek lees nou die ander dag dat in die Noord-Kaap is daar rondom 17 hoërskole wat nie meer suiwer wiskunde aanbied nie. Want hulle kan eenvoudig net nie onderwysers kry nie. En een van die probleme wat ek glo is dat die onderwys as professie nie meer uitgeleef word of as verkoop word aan die studente as iets om na te streef nie. Die mense gaan en praat met die kinders en dan sê hulle vir die kinders, jy moet wiskunde vat want ons kort meer ingenieurs en dokters en argitekte en sulke dinge. Ja, maar ons kort heel eerste meer wiskunde onderwysers, want wie gaan die volgende geslag leer? Ons moenie 'n onderwyser kry wat sê, hy's nou gekeer vir niks, nie nou toe maar besluit om maar 'n onderwyser te word nie. Ons het meer onderwysers nodig wat gesê het, ek het 'n liefde vir die vak, ek wil dit vir die kinders oordra, dis wat ek wil doen, en ek kan vir die kinders dit leer, en ons kort dit veral in die laer grade, want soos ek nou vir jou verduidelik het, as daai fondasie kraak, daar is nie tyd om dit op te vang later nie. Ons het dit nodig in die laer grade om daai kinders te kry, om die regte fondasie te kry met onderwysers wat lief is vir wiskunde. En ek dink alle kinders kan wiskunde doen, jy weet, so dit net die regte onderwysers kry. En dan nog 'n vraag van wiskunde wat spesifiek vir my altyd interessant is. Toe ek wiskunde gedoen het, daar was sekere dele van wiskunde wat vir my makliker was as ander. En ek dink van die ander mense het weer die ander goed makliker gevind. Ek het baie van algebra en calculus nou gehou, terwyl iemand anders baie van meetkunde. Ek kan nie meetkunde doen om my lewe te red nie. Ek het deur vraestel 2 gebid, maar vraestel 1 het ek geniet om te skryf, vraestel 2 het ek net daar gebid en gehoop die trigonometrie sit my deur. Maar wat se raad het oom vir iemand wat sukkel met wiskunde oor die algemeen of dalk 'n deel van wiskunde dat hulle jy kan gerus wees, jy is nie uniek nie, hoor. Al die kinders het 'n gunsteling gedeelte van die wiskunde. Party kry meetkunde meer reg en ander kry weer die algebra beter reg, en baie keer hang dit af van watter onderwyser vir jou die begin van daai goed geleer het. Daai onderwyser wat meer van algebra gehou het, die kinders wat by daai onderwyser klas het, hou meer van algebra, en dit is andersom ook waar. So wat kan kinders doen? Nou die belangrike ding van wiskunde leer is dat jy nie wiskunde kan leer nie. Ek het altyd die voorbeeld gebruik as ek met die kinders gaan praat, dan sê ek altyd vir hulle, ek het nou 'n klomp videoetjies van ouens wat in die gym oefen, en ek kyk nou elke aand, kyk ek nou 20 minute van hierdie videoetjies, en aan die einde van die jaar gaan ek net sulke spiere hê. nee. En dan lag die kinders vir my. Ja. Dan sê ek, maar hoekom lag julle? Dan sê nee, jy kan nie van video's kyk spiere bou nie. Dan sê ek, jy kan nie van video's kyk wiskunde leer nie. Wiskunde is nodig dat jy moet wys hoeveel ink het jy opgebruik. Ek het 'n meisietjie in Kaapstad wat by my wiskunde het, nou die aandag toe sê, "Sir, I want to show you this." Toe hou sy 3 penne op wat leeg geskryf is. Toe sê ek vir haar, dis die regte manier. Jy moet wiskunde oefen soos 'n sport. Jy het nodig om dit te gaan sit en doen. Gaan kyk die video's. Ja, want daar is wonderlike video's op die internet. Daar is baie verskillende video's wat jy dan kan gaan kyk oor daai onderwerp waarmee jy sukkel. En as een tipe ou aanbieding nie vir jou werk, jy gaan soek 'n ander een, en daar's baie. Jy sal iewers iets kry. Maar dit help jy om kyk hoe om die oefeninge te doen. Jy doen dit nie self nie. As jy nie 'n pen leeg geskryf het aan oefeninge nie, dan moet jy nie klaar dat jy nog net dit probeer het nie. So mens moet wiskunde baie oefen.
dit klink vir my soos 'n plan en dit is so lekker want wiskunde kan 'n mens doen, 'n mens kan musiek luister en dan dit doen. Dis nie soos leervak waar ek alles uit my kop uit. Dis ek sit daar en ek werk iets uit. Dit is vir my baie anders. So dit is vir my altyd lekker gewees en sal oom sê om deur ou vraestelle te werk is 'n goeie. Ja. Dis vreeslik belangrik om jou brein te oefen om te weet wat om raak te sien. Wat wil hulle hierso hê? En 'n baie goeie raad is lees baie mooi wat word gevra. En as jy klaar geantwoord het, gaan kyk altyd het ek beantwoord wat hulle gevra het. Gaan terugkyk wat het hulle gevra en dan kyk jy maar is dit die antwoord van wat hulle wou gehad het. Want mense raak partymal so op 'n roete want jy moet eintlik 'n klomp ander goed uitwerk en as jy iewers by ding uitkom dan dink jy ek's nou klaar. En dan is jy dalk nog nie klaar nie. So ou vraestelle is vreeslik belangrik. Maar doen baie verskillende goeders. Laat jou brein kan onderskei, moenie net een onderwerp alleen doen nie. Doen dit saam met 'n klomp ander onderwerpe dat jou brein kan leer om te sê, o, dis wat hulle nou hierso sê. Ek moet onthou dis daai soort goed wat ek hier moet doen. Dit moet later so word. Kinders dink baie keer as hulle iets herken, dan ken hulle dit. Dis hoekom hulle so deur die boek blaai. O ja, dis daai goeters. Ja, nee, ek herken hierdie. En dan blaai hulle, o ja, ek herken hierdie. Nee, herken en ken is nie dieselfde ding nie. As jy in eksamen sit, dan herken jy dat jy dit nie onthou om dit te doen nie, want jy moet dit ken om dit te kan doen. Ek hou van daai antwoord. En dan, wat is die oom se gunsteling deel van om in hierdie wêreld te wees van wiskunde oplei? Wie jy, daar kom altyd 'n oomblik dat 'n kind so bewolkte uitdrukking in hulle gesig het. En jy begin verduidelik en dan skielik dan kom daai punt daar en ek het net gesê van ek het 'n plakkaat daar in my studio. As daai oomblikie kom wat hulle sê, o, dis eintlik maklik. Dit is die mees bevredigende ding. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat nog lekkerder is dit is. As 'n kind na jou toe kom wat nie baie van wiskunde gehou het nie en hulle sê vir jou, hulle kry dit nou reg en hulle kom en hulle sê, oom, ek het besluit ek wil 'n wiskundeonderwyser word. Dit was vir my al paar keer die hoogtepunt gewees, dat ek weet, hierdie ding gaan nou aangaan, hulle gaan ander kinders help met wiskunde. Ja, en op daai net ons aan die heel einde, baie keer vra ons altyd, wat se vak het 'n mens, maar ons praat nou oor wiskunde, so ek wil dit 'n bietjie wissel nou. Wat se beroepe is daar buite vir mense wat regtig 'n passie het vir wiskunde? Ons het nou wiskundeonderwys, wat een van die belangrikste is genoem, maar wat se ander beroepe is daar as jy nou regtig 'n passie het? As jy my nou los, dan sal ek almal druk om wiskundeonderwysers te word, maar kom ons sê hulle wil nou nie want party moenie onderwysers word, en party mense het dit net nie. Die ding wat jy die meeste wiskunde mee doen is aktuaris, en die meeste kinders wat baie goed doen in wiskunde word aktuarisse, en baie van hulle word fantastiese aktuarisse, baie van hulle besef later, maar hulle wil daar 'n bietjie iets anders ook doen. Maar in wiskunde, in die fisika rigting is daar afdelings wat geweldig baie wiskunde bevat. Jy kan ook by universiteit net in die wiskunde navorsing ook ingaan, as wiskunde departemente daarvoor. 'n kind wat ek verlede jaar gehelp het met matriek, was hierdie week by my gewees, hy's nou eerste jaar medies, en ek was verstom oor hoe die wiskunde, hierso, waar hierdie vas is, hulle die berekeninge wat hulle doen, hoe hierdie spierwerk en die kragte hierso, is nou fisika en wiskunde saam, die kragte in jou rug, hoekom moet jy jou knie buig as jy 'n swaar ding optel? Vir die eerste keer het ek ook nou gesien, maar hoekom moet jy jou knie buig en nie jou rug gebruik nie? Ons het die wiskunde uitgewerk van daai, so daar's vreeslik baie wiskunde daarin ook. Die narkotiseers, hoeveel daai wiskunde wat hulle moet doen om goed uit te werk. Die kernfisisie, daarso is fantastiese wiskunde daar ook. So daar's vreeslik baie beroepe. Selfs landbou, iemand wat op plase werk deesdae, dit help baie om wiskunde ook te hê vir dit, want dit word so wetenskaplik deesdae, dat dit jou daarmee ook gaan help. En enige raad vir iemand wat nou dalk tans studeer om 'n wiskundeonderwyser te wees, of enigiets in wiskunde studeer, wat se bemoediging het oom vir hulle dalk? Ja, mens moet net nie moed opgee nie. Ek kom ook vir jou eerlik sê, toe ek wiskunde gestudeer het op universiteit, baie van die wiskunde wat ek studeer het en dit daarom deurgemaak het ek later jare eers besef, dis eintlik hoe daai goed werk. So hou net moed. Oefen baie en druk deur. Moenie moed verloor nie. Gaan aan met wiskunde, want universiteitswiskunde raak
moeilik op 'n stadium. Maar dit dieselfde raad geld. Jy moet maar net genoeg oefen om die wiskunde gedoen te kry. En dan op die laaste noot, ek gaan gou die tinfolie hoed uithaal. Kom ek kyk gou of kry ek hom in die hande. Hier is hy tog. So ek gee hom vir oom om op te sit. Ek het 'n lekker vraag vir oom. Wat is oom se gunsteling getal? En is daar 'n spesifieke rede? Ooh, dis 'n interessante ene. Man, ek hou nog altyd van 7 en ek weet nie, ek kan nie vir jou sê hoekom nie, maar 7 is 'n priemgetal, maar dis die laaste onewe priemgetal voordat hulle begin skep. Kyk, want 2 is 'n priemgetal en dan sit nou daarna kan dit nie weer 'n ewe getal wees nie, want dan kan ons nou deur 2 deel. Maar 3, 5, 7 en dan 9 is nie meer 'n priemgetal nie. So 7 het nog altyd vir my 'n interessante getal gewees. En ook omdat hy sy veelvoude werk ook anders as die ander getalle, maar ek het nie meer rede as dit nie. Dit was net vir my 'n interessante getal. En as ek ander getalle wat ook priemgetalle is, soos 41 en 71 is altyd interessante getalle vir my. Maar daar's nie spesifieke redes nie. En enige ding wat oom interessant vind van 'n spesifieke getal wat mense dalk, dit klink dalk, ons sê altyd as 'n mens die tinfolie hoed aansit, kan 'n mens enigiets sê en nie geoordeel raak nie. Nee, ek het nie, daar's nie magic getalle nie, né? Maar ek wil nou praat oor 'n getal wat nie 'n getal is nie. Waaroor altyd misverstande is en dit is oneindig. Mense sal so baie maklik praat oor oneindig as 'n getal. Maar oneindig is fascinerend want dit is eintlik meer 'n konsep. Ja. Want as ek 'n oneindige aantal getalle vat en ek haal net al die ewige getalle uit, dan het ek nie 'n halwe oneindige getal ewige getalle nie. Ek het nog steeds 'n oneindige getal ewige getalle. Al haal ek elke 10de een uit, het ek nog steeds oneindig. Ja. En al vat ek enige van 2 van daai getalle iewers in daai klomp getalle daar en ek vat 2 getalletjies wat met 1 verskil, is daar oneindige getalle tussen daai 2 getalle wat die breuk is tussen daai 2. So oneindigheid is vir my altyd 'n vreeslike interessante ding en baie kinders dink altyd oneindig is 'n getal, maar Ja. dit is nie 'n getal nie. Dit is vir my altyd lekker om daai ding by kinders tuis te bring om te sê, onthou net oneindig, jy kan nie sê dit is oneindig as jy by 'n punt uitkom nie, want jy's nog nie daar nie, want jy kan altyd verder gaan. Baie dankie oom, dit is so lekker geweest en ek hoop ons kan iewers weer dit doen en 'n bietjie gesels oor van die spesifieke areas van die wiskunde. Dit sal lekker wees. Dit sal baie lekker wees, dankie. Baie dankie. Weet jy?